Amen. Prys die Here baie dankie dat die orkes kan die plek neem. Halleluja. Loof die Here wat lewe. Amen. God is an awesome God. And the devil is a bad devil. Amen. Prys die Here, terwyl jy so gaan sit, baie dankie. Eer ons die Here, dit is so lekker.
Dit is so lekker. Ons gaan luister na Shirley wat vir ons gaan sing en direk daarna gaan pastoor Willie ons bedien soos wat die Here dit op sy hart gereed. Hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevol, die Seun van God. Hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader. Die Seun van God. Sy naam is Jesus, die Seun van God. Sy naam is Jesus, die Seun van God. Sy naam is Jesus, ja Jesus, die Seun van God. Hy word genoem Elohim, Yahweh, Adonai, El Shaddai, Emmanuel, my God met ons. Sy naam is Jesus, die Seun van God. Sy naam is Jesus, die Seun van God. Sy naam is Jesus, ja Jesus, die Seun van God. Hy word genoem Elohim, Yahweh, Adonai, El Shaddai, Emmanuel, my God met ons. Sy naam is Jesus, die Seun van God. Sy naam is Jesus, die Seun van God. Sy naam is Jesus, ja Jesus,
Halleluja. Amen. What a mighty God. Prys die Here. Ek is so dankbaar vir hierdie muskiete. Dit beteken almal van julle gaan die hele diens beweeg. Sê vir iemand langs jy is op die regte plek. Halleluja. Prys die Here. Kan ons net vir die Here dankie sê en eerbied. Kom ons sluit net die oë en ons kom na die genade troon. Abba Vader, dankie vir die geleentheid. Dankie dat ons hier kan wees. Ons sê dankie, want was dit nie vir U nie, het ons nie die reg gehad om hier te sit nie. Maar U het gekom, U het gesterf onder die wet om ons los te koop van die wet, sodat ons vry kan wees aan die vryheid van Jesus Christus. En daarom sê ons vir U dankie, Here. Dankie dat ons hier mag sit, eintlik as heiden, eintlik as iemand met nie reg het nie, maar Here, U het ons losgekoop. Ons kan nou genoem word mede-erfgename, kinders van God, en dit is alles omdat U vir ons die prys betaal het. Here, ek bid dat hierdie diens sal seën verder. Ek bid dat U die woord sal seën wat sal uitgang vind en laat dit in elke hart sal ingang. Ek bid dat U my lippe van klei nou aanraak, Here. Ek neem nou elke gedagte, vleeslike gedagte gevange tot gehoorsaamheid aan Christus, myne inkluis. En ek bid, o Heilige Gees, dat die woorde wat dalk nie mag reg uitkom nie as gevolg van vleeslikheid, dat U dit mag reg draai en in die gees en in die harte sal reg plaas, dat die woord van die Here suiwer sal uitgaan en dat dit onder geen omstandighede onreg gedoen word deur die mens nie. Daarom bid ek agter die ou ruwe kruis wil ek staan en bid dat die Gees van God my sal lei, en dit bid ek in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen en amen. Halleluja. Ek wil hê jy moet saam met my lees Matteus, net een vers, Matteus 26 vers 45. En vers 46 ook. Ek lees uit die Engelse vertaling. And then he came to his disciples and said to them, are you still sleeping and resting? Nou, na aanleiding van die bid hier wat ek nou daar was, mag ek iets bysit, and snoring. Hulle weet nie wat gebeur nie, ons los het nie dan. Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is being betrayed into the hands of sinners. Rise! Yes. That's it. Rise and let us be going. See, my betrayer is at hand. Hallelujah. Glory. Ek praat hierdie week, en voor ek by my woord kom, net ter inleiding, ek praat hierdie week by die bid hier, en ek sê, almal getuig. En baie mense getuig, en ons het juist hierdie woensdag aand het ons getuig oor waar die Here ons uitgehaal het. En dit is so wonderlik om na daai getuienisse te hoor waar God soveel mense uitgehaal het. Laat ek net sien, wie van julle het 'n groot getuienis waar die Here jou uit die diep moddersluik uitgehaal het? Laat ek net sien die hande. Weet jy wat is die grootste getuienis en die grootste probleem? Iemand wat nie 'n getuienis het nie en wat vergenoeg geraak het met die evangelie en as 'n pastoorseun groot geword het en nooit regtig geweet het waar ek God ontdek nie. Dis 'n waarheid. Dis 'n waarheid. Glory. As so iemand 'n getuienis het, is dit 'n groter getuienis amper, want weet jy wat? Because we slumber and we sleep. Ja. Ja. We don't realize that we need God more than the sinner that's been saved. We don't realize that. Because out of a slumber and a sleep, we are just thinking that we are just passing over into heaven. No one is just passing into heaven. No ways. As jy jou nie waarlik bekeer en op 'n plek in jou lewe, ek gee nie om jou pa 10 pastore was nie. As jy nie op die plek gekom het wat jy as kind van God, en dit sluit my in om te besef dat waar ek beweeg het, in my eie ondergrondse bediening onder hierdie banke deur, wat ek al wat 'n kleur van 'n chappie onder die banke is geken het, beteken dit nie omdat ek in die kerk groot word, ek gaan hemel toe nie. En weet jy wat is die probleem?
En ek weet, ek preek nou vir baie min, maar dis my getuienis. Ek weet nie wat jou getuienis, maar my getuienis, dis een van die gevaarlikste plekke in jou lewe om te wees, om te dink jy's bekeerd. En dis een van die moeilikste plekke vir 'n kind van die Here, en ek wil amper sê, vir 'n pastoorskind, of enige kind wat in die kerk groot word. Ouers, ek wil mooi met julle praat. Pastoor, weet jy wat begin ek hierdie jaar? Ek weet dis Joods, maar die Joods gee vir my aanleiding. Weet jy wat het ons begin hierdie jaar? God het met my begin praat oor ons. Hy sê, soos wat ek my 13-jariges geleer het, die dag as jy 13 jaar bereik, gaan jy voor God staan. Vra ek die ouers in my gemeente, is jou kind hemels gereed? Weet hy op die ouderdom van 13, wat is die doping en die Heilige Gees, die groot doop, die salwing, die aanraking, weet hulle dit? En weet jy wat, ons het begin, dat ons op die ouderdom van 13, gaan ons soos die bar mitzwa, ek wacht toch, laat die Here my 'n naam gee. Maar ek wil hê, ons moet kinders begin kwalifiseer, laat hulle kan oorbeweeg, want uit die Pinksterhuise gaan daar duisende kinders onbekeerde, en hulle word nie geleer nie, because of the slumber and the sleep of the disciples. Yes. We just assume that my child is going to heaven. We must stop assuming. This is not, ek kan nog eers begin preek nie. But we need to realize the importance of those kids sitting there. Die Here sê aan hulle behoort die koninkryk, maar tot op 'n ouderdom van 13 is hy volwasse. En as hy kan besluit tussen reg en verkeerd, gaan daai kind voor God staan. Ouers, waar staan ek en jy met die opleiding en die kind by God uit te bring? Ek vra nie van Adam en Eva en Jonas stories nie. Ek praat van kruis, van die bloed, van die salwing, van die doopbande, van die aanraking van die Here. Weet hulle van dit? Ervaar hulle dit? Amen. Hier is 'n getuienis dat ons onder die gevandel en die geklank van die Here so ver van God af was. Nie baie pastoorskinders getuig oor dit nie. Nie baie kinders wat in die kerk groot geword het getuig oor dit. Ons wil nie vir pappa en vir mamma teleurstel nie. Ek wil vir jou sê, dis tyd dat ons nie meer God teleurstel en dat ons begin praat oor die slapende bruid. En dit is wat die woord van die Here sê. Hy sê, rise! En met wie praat hy? Hy vra die vraag, are you still sleeping and are you still racing? Behold, the hour is at hand. Die advertensie van die konferensie en 'n paar woorde het my getref, soos arise en get ready. Het ek in baie van die advertensies gesien. Arise and get ready is aksiewoorde. Ja. Ek vra nie of jou pa 'n pastoor is of 'n ouderling. Ek vra nie of jou pa 'n evangelis is nie. Ek vra nie of jou pa 'n sendeling is nie. Jy kan 'n lendeling wees. Want jy sien, ten opsigte van hierdie woorde, as ons net hierdie woorde spreek, get ready and arise, en daar's nie aksie nie, wil ek vandag iets sê, is ons besig met opsweepery. Ekskuus, ek sê nie dis wat ons doen nie, maar as daar geen aksie by die advertensie is om te sê, get ready or arise, and we just sing it and say, we are ready, get ready, and we are dancing, but nothing is changing, en as nie 'n aksiewoord nie, is ons besig met 'n opsweepery. 'n Opsweepery is, jy kry dit by politieke bymekaarkomste. Skreeuslagspreuke. Al wat hulle doen is hulle provoke net ander mense. We are not here to provoke the devil. We are here to defeat the devil. Ons kan skree, arise, get ready. But if the remnant is doing nothing, it's useless. Dan gaan ons nie weg, dan sê ons, dit was 'n wonderlike konferensie. Ons het gekoordans, en ons het die Here geloof. Ek vra nie hoeveel keer het jy gekoordans en geval onder die krag nie. Ek vra hoeveel keer het God met jou hart gepraat, jy jou hand in jou boesem gedruk het, en sê, search me, O Lord, and know my heart today. Because if we don't do that,
Ons is besig met opsweepery. En dis wat hulle doen in die politieke arena. En dit is nie waar ons is nie. Nee, nou weer. Dis 'n geskree en 'n gedans en niks gebeur nie. God is speaking to the remnant tonight and He says, arise. And if God says arise, He means arise. Weet jy wat, die nag voor Jesus aan die kruis dood gesterf het hy na sy remnant toe gegaan. En ek noem hulle die remnant, want hulle is die disciples. They are the chosen few that stood for the right things. They were the remnant. The disciples were nothing else than just the remnant. And He went to the remnant with a purpose. God het ook ander mense en dinge nodig gehad. Het jy die Bybel gelees? Die Bybel sê, en God het gesê, gaan haal vir my die vul, want ek het hom nodig. Ja. It's because we think we're too clever that God sometimes uses a donkey. Dis is waar. Die Bybel sê, God het gesê, gaan haal hom, want ek het hom nodig. Jesus het 'n donkie nodig gehad, 'n vul. Hy gaan na sy disciples toe, want weet julle hoekom? He needed the remnant. He needed the remnant. Even if he's God, even if this is a child of God, even if the Son of God, he still needed the remnant. And he went to the remnant and he said to them, arise from your slumber, get up and pray. And the problem was they never knew how serious this was. Because if they knew, they wouldn't have slept. Ja, dis is waar. Ja, dis is waar. As jou broer na jou toe kom en hy sê, bid saam met my. Moenie jy die judge wees van karakter, hoe ernstig het is nie. You will never know. You will never know. As mense vir my boodskap stuur en sê, bid vir my. Ek wil amper sê, een van die grootste probleme op ons foon is daar biddende handjies, want ons stuur so vinnig biddende handjies, net so dat ons in die publiek, ek het vir pastoor Willie 'n boodskap gestuur en hy het nie eers 'n reply nie. So wat doen ek? Ek stuur net die biddende handjies, jy lieg. Ja. Ja. Easy way out. Maar weet jy wat jy regte ding om te doen? Om van daai oomblik te stop en jou voice note aan te sit. En sê, in die naam van Jesus bid ek vir jou omstandigheid. As part of the remnant, I'm arising and there's action and then I pray and I call those things. Amen. God praat en hy sê, doen iets, word wakker. Hou op slaap. Hou op skree om die chance en niks doen nie. I needed the remnant that they were sleeping. And the remnant never knew how important this prayer was of the very last night. And you know what? We also don't know how serious this is. Kom ek verduidelik jou gou. Ek gaan vandag 'n stelling maak en hier's baie groot godsmanne wat voor my sit en julle moet my asseblief dadelik korrigeer. Maar laat my net toe dat ek my sin klaar maak voor julle my afjaag. Jy sien, daar's 'n algemene ek wil amper sê 'n aanvaarding of 'n boodskap of ek wil amper sê assumption that goes out that Jesus was scared on the night before. He was afraid. He was afraid of dying. He was scared of death. En daarom het hy na hulle toe gegaan omdat hy bang was vir die dood. En hy het vir hulle gevra, want as jy gaan kyk, die woord sê immers, hy het gesweet en dit was nie bloed nie, mense. Die Bybel het gesê, hy het geseer, dit was soos bloed. Hy het nie bloed gesweet nie, dit was 'n vergelyking, gaan lees die Bybel reg. Hy het gesweet, die sweet het soos bloeddruppels van hom afgetap. Waarvoor was hy bang? Waarvoor was hy angstig? Waarvoor het hy vir Vader gevra, laat hierdie beker verby hom gaan? Want hy was bang vir die dood? As Paulus self dan sê, death, where is your sting? How can my God be scared of death? Why was he scared? Why was he anxious? You know why? Because we don't get the picture. It was not about dying, but he needs the remnant to stand with him. Because with
warfare. He was going down into the Hades. He wasn't scared of dying. And he went to the remnant and he said, you don't know where I'm going. Hy kon nie hierdie ding aan hulle verduidelik nie. Hulle sal dit nooit verstaan nie. Skree ek te veel? Praai, is hierdie goed is hard. Weet jy wat die disippels besluit? Ag, dis nie so ernstig nie. Ons het vanaand spesiale bid hier. Ag nee, daar gaan ander mense wees. Ja, daar sy. Ons besluit hoe ernstig 'n diens is. Ja. Jy sien, die disippels het nie 'n klou gehad dat Jesus binnekort in die doodryk gaan veg. Philip was hy bang? Nee, dit gaan nie oor dat hy bang was nie. Hy moes in 'n oorlog in beweeg en al wat hy gesoek het, was 12 manne om saam met hom te staan en om te bid en deur te dra, sodat hy kan carry him. If death couldn't hold him, why would he be afraid of that? Waarom? Dit was nie oor die dood nie. He had to go down into spiritual warfare. This is in the spiritual realm, not because he's scared of death, because there was a bigger job. Daar was groter dinge om te doen, waarvan die mense hulle kon dit nie verstaan nie. Hy moes afgaan in doderyk. En hy moes daardie geveg gaan veg het. En weet jy wat? Hy het genodig gehad om die sonde van hierdie wêreld saam met hom te neem. Daar was sulke sterk geestelike aspekte rakende na wat hy na die kruisdood moet doen. Dat ek vir jou sê, Jesus was nie bang vir die dood en die kruis nie. Hy was ook nie bang vir wat moes gebeur het nie. Hy het net 'n volk nodig gehad. No, he needed the remnant to stand in prayer and fast and say, keep him stronger. But the problem is we shout too many chants. Ja. Van die begin af het Jesus vir hulle gesê, vas en bid, vas en bid, vas en bid. Yes. Ja. En ons besluit hoekom? Ja. Dis groot. Wie sou weet? Ek wil vra, wie weet tot vandag toe wat het in Hades gebeur? Niemand. No one was there to write about it. It was quoted. But what really happened down in Hades, there's a lot of speculation what happened down there. But Jesus knew what he was about to face and he just needed a remnant. He just needed to stand someone. Daarom gaan hulle toe sê, ag, bid net saam met my. He needed to go down. Want jy sien, ons sê dat ons oorlogstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig. Nou, hoekom is dit anders vir Jesus? Ja, dis die waarheid. Dis die waarheid. His war wasn't against flesh and blood and the Romans en Pontius Pilatus. Ag, op 'n stadium, kyk, Jesus het nie baie emosies gedoen. Hy was meeste van die tyd stil gewees. Hy het so een keer so sarkastiese aanmerkingie ingegooi en toe dog hy wil laat ek stil bly. Ja. Pontius sê vir hom, Ja, weet jy wat se mag het ek? Ja. Jesus dog, jy op my lip buite gaan vir die man in sy keel gryp. Ek het my so ver mooi gedra. Dink julle nie, ek het my so ver mooi gedra, soos 'n skaap ter slagting. Maar Abba Vader, kan ek net vir hom gou iets sê? Jy het net die mag van my Vader vir jou gee. Vader, het jy geen mag vir my nie. En dan ek het kwaai. Toe besef hy, hierdie ding gaan lelik word. Want jy sien, sy stryd was nooit teen Pontius Pilatus of die soldate, wat hom as sy water wou gee nie. Sy oorlog van die begin af was teen die bose magte and the principalities of darkness. There was a much bigger war raging in the Hades and underground that we never knew of. But then we decide in our wisdom if we're going to fast and pray. Ag, is nie so ernstig nie, ek gaan net 'n uur bietjie lê. Ag, die Here help ons. Hades was no walk in the park. Did you think that when Jesus walked down in Hades, they rolled out the red carpet for him?
And then he turned to his remnant and he said to them, please, will you arise with me and pray? And he came back and they were sleeping. He visualized when he's going to go down into Hades, what's going to happen. Not because he's scared of them. You must understand one thing, en ons het daaroor gepraat by een van die biddiere, en ek wil het graag ook noem, en ek dink as ek terugkom by my kerk dan gaan ek het daar ook noem, want weet jy wat, dit is so erg wat ek nou vir jou gaan sê, dat 2 van die vertalings wat ek gelees het, die hele vers uit die Bybel uitgehaal. Hulle het nie eens die versies aangeskuif nie. Daar's 2 vertalings wat lees vers 20, vers 22. Hulle het vers 21 uitgelos, en weet jy wat staan hy daar? Die Afrikaanse taal is bietjie arm, omdat dit 'n baie nuwe taal is. So hulle verklaar sekere van die woorde baie moeilik om dit uit te druk. So vir jare as my pa gepreek het om te sê dat hierdie generasie gaan nie uit sonder vas en gebed nie, dan verwys hy na hierdie generasie wat ons in is. Maak nie saak in wat se generasie as jy nie, ons almal moet vas en bid. Is ek reg? So vir jare hoor ons ook, ja, ons moet vas en bid. Julle geweet, dis nie wat daar staan nie. I'm going to give you a revelation that some of the new King James versions, and not the new King James, but some of the translations don't even have it in. I think the New Living Translation and some other translations, en ek gaan dit vir jou sê wat die ware vertaling is, maar die Afrikaanse vertaling, dink ons dat hierdie generasie, this generation that we in, we need to fast and pray. No, that's not what happened. Ek wil vandag vir jou sê dat Matteus 17:21 in Afrikaans sê, hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur vas en gebed nie. Hierdie geslag verwys nie na my en jou nie. Dit gaan nie na die generation nie. Weet jy waaroor gaan dit? Hierdie verwys eintlik na die vlak van demone. So as hy sê, hierdie generasie gaan nie uit iemand uit nie, then he's referring to the level of devil. There are certain demons, and I would not say strong men. En ek gaan vandag vir jou iets sê wat jou gaan skok, en ons gaan kyk in die woord van die Here, that those kind doesn't just go out by the mention of the name of Jesus Christ because they know Jesus. They are a different kind of devil. Wil jy waar lees jy hierdie goed? Want as jy die hele verhaal gaan lees wat hier gebeur het, is dit 'n kind wat aanvalle gekry het. Hy is deur die duiwels rondgegooi, is ek reg tot in die vuur, dat skyn by sy mond uitgekom. This was a kind of demon that you won't just take, and by the mention of the name of Jesus Christ, you won't just flee. Waar lees jy dit? Wag, ek gaan nou vir jou sê. Die pa van hierdie kind gaan na Jesus toe en hy sê, your remnant is weak. They couldn't do their job. Because they slumber and they sleep. And they have no authority. You see, it's so easy just to use the name of Jesus. That's the easy part. But when we need a holy life, afgesonder van die wêreld, en vas in gebed, jy sien, dit is wanneer die aksie begin, wanneer ons begin lui raak, en sê, weet jy wat, ek gaan hierdie oefening uitsit. Want ons het mos die naam van Jesus. Oh, dis 'n magtige naam, dis kragtig, dis wonderbaarlik. Maar Jesus in sy eie woorde, leer die wêreld soveel so, dat vertalings hom uithaal. Die Engelse Bybel sê, that this kind doesn't go out, but by fast and pray. He referred to the demons. Hy verwys na die principalities of darkness. Ek wil vir jou sê, waarom word daar miljoene Christene nog vasgevang in pornografie en verslawings? Because they are trying, and they are not really trying, but they're just trying to get rid of everything by the name of Jesus. But they're not prepared to work, and they're not prepared to fast and pray and consecrate themselves and to live a holy life. Yes. Maar pastoor, ek kom net nie vry van alles nie. Well, this kind doesn't go out, but by fast and pray.
My goodness. Is die waarheid? Na hierdie leptiese aanval gebeur het, gaan die pa, hy gaan sê vir Jesus, dat tot die remnant deur mekaar is, en hulle gaan ook na Jesus toe en sê, ja, hoekom nie? You see, we confused. Ons dink omdat ons in die kerk groot geword het, we will just be strolling into heaven. You might be strolling into heaven, but you might not be strolling into the enemy's camp and to defeat. In this warfare, with this kind of demons, vra vir my, waarom is daar bindinge? Waarom kan my kind nie loskom van dwelms en drugs nie? Waarom is daar pornografie? Waarom kan ek nie verlos raak van hierdie perverse gedagtes nie? Wel, jy moet bietjie begin minder eet. Amen. Well, KFC. Ek het eintlik daarby probeer sê vas. Matthew 17:21 English version. However, Jesus speaking, this kind does not go out except by prayer and fasting. Pastor Rolf, toe ek contemplate oor hierdie woord en die Here dit op my hart lê, wonder ek, Here, hoe moet ek gaan preek oor vas en gebed? Op 'n Paasnaweek. Die volgende oomblik kom maar 'n WhatsApp hier op my foon van die Iwe, Pastor Rolf Galvin, en hy praat met die remnant en hy sê, julle kom nie op daai verhoog en julle staan nie agter hierdie platform voordat julle hierdie week in vas en in gebed die aangesig van die Here soek nie. Ek sê, Here, nou maak jy die mens wakker met die stem van God deur 'n WhatsApp boodskap. Word wakker, kind van God. Yes. Halleluja. But Willie, oh, the name of Jesus is so powerful. I know it is. Eintlik, het daai boodskap van Pastor Rolf was 'n noodkreet van God se stem wat om te sê, hou op, chants en krete. Ek vra julle, hierdie oorlog is erg. Julle weet nie waarmee julle besig is nie. You don't know what time, if as jy net bietjie gaan lees, en jy ken die boek Openbaring, en jy weet wat aan die einde van tyd gaan gebeur, that the demons that will be released, they are vicious creatures. Springkaan, skerpie en serde, gaan mense pynig vir maande lank. En dan dink ons, it was just a walk in the park for Jesus going down into Hades. It was one of the biggest wars ever in history. And he needed 12 people. And they just reckon, I'm so tired. I'll let him fight alone. Then we are trying to declare war against the demons of cancer. We are busy declaring war with the demons of pornography and lust. And we think, we're just going to church on a Sunday morning and now and then just mention the name of Jesus will get me through this. I want to say, you will not get through this by fast and prayer to stand in the time and the hour that we're living. As ons gedink het om ons hand aan die Here te gee en die Here te begin dien, is net om die hemel te maak, wil ek vir jou sê, jy het oorlog verklaar, jy weet dit nie, ons moet wakker word. Daarom sê hy, rise and wake from your slumber. Maar daar het 'n New Age ewel in die kerk ingekom en die laaste boek van die Bybel voor Openbaring begin sê hy, hulle het onder ons ingesluip in die kerke en hulle die genade van God verdraai. Jy sien, onder die genade boodskap van God het ons begin dink godsdienst is speletjies. Alles gaan onder die genade, alles word vergewe, al sondig ek opsetlik. Ag, die Here sal my vergewe, die woord van die Here sê, daar is geen offervuur.
Wil jy, kan ek nie vergewe? Jy kan vergewe word. Dat is nie vir jou offer nie. Jy moet terugkom by die kruis. Halleluja. Maar onder 'n New Age boodskap, wat die genade boodskap verdraai is, word kerke vol gesit en die hemel is leeg. God praat met die remnant en hy sê, as julle die hemel maak, gaan julle moet begin vas en bid. Julle bidure gaan moet begin oorloop of julle is in die moeilikheid. Ja, daar sê, preacher. Preacher. Ek wil vir jou sê, ons gaan moet begin werk soos wat nog nooit tevore nie. Ja, maar wil ek doen baie in die kerk, ek is besig in die orkes. Daai het niks te doen met jou werk. Ek wil vir jou sê, your walk with God needs to be much more important than your work for God. So wanneer jy vir die Here werk, het dit niks te doen. Weet jy wat is jou werk vir die Here? Dat hier eelte moet kom. Dat hierdie maagie bietjie moet begin minder kos kry. Want Jesus sê, wil jy kom met ek vas? Ag man, kom ek sê vir jou duidelik, want sonde het ingekom omdat Eva te veel geëet het. Ek is baie ernstig as ek sê dat vas is 'n geestelike manifestasie teen my rebellie teen sonde. Want jy sien, om gehoorsaam te wees en kos te eet toe God gesê het, moenie kos eet nie, het sy die liggaam bevredig. Daarom wanneer ek nie eet nie, is dit my geestelike manifestasie dat ek nie sondig nie en dat ek my heilig hou. Fast and pray is not just stop eating, it's stop sinning. Fasting is not just stop eating, is to consecrate yourself. Die woord van die Here sê, gaan uit onder hulle en sonder jou af. Jy sien, ons wil kyk hoe naby aan die sonde ons kan leef. Wil jy, is net een bier verkeerd. Jy sien, hulle is baie slim. Want die Bybel sê, moenie dronk word van wyn nie. So nou gaan, stream ek, mag hulle goed uit, mag ons dit preek. Ek wil gou vir jou openbaring gee, dit gaan nie oor een bier of jou hemel toe gaan of hel toe nie. Ek wil dag vir jou sê, een bier het niks te doen met hemel en hel nie. Weet jy waaroor dit gaan? Kom ek vertel jou gou. Dis Saterdag aand. Dis rugby final vir die Springbokke. Pa en ma kom kuier van die ander kerk. Hulle bring so 6 saam. Ag, wil jy net enetjie? Ag, okay, ek sal net enetjie vat. Ek gaan nou nie dronk word nie, môre is kerk. Ek sluit die kerk oop. Okay, net een. Nou, is reg. En weet jy wat? Hy vat toe net een. Hoeveel tyd het ek? Hy vat toe net een. Gaan dit oor hemel en hel? Weet jy waaroor gaan dit? Dit gaan oor môreoggend as jy die kerk oopgesluit het. Jy met jou heilige gesig wat net een gedrink het. Roep die pastoor die remnants uit om te sê, kom ons moet bid vir hierdie duiwels wat nie uitgaan sonder vas en gebed nie. Hier staan jy. Die asempie ruik nog mooi soos Black Label. En weet jy wat gebeur? Die duiwel stuur 'n drankverslaafde na jou toe. En hy sê vir jou, wat aan dieselfde bottel gedrink het waarin hy is, dryf my uit. Die kerk het nie meer krag nie, want ons drink dan dieselfde bekers van die duiwel. Ag, die Here help jou. Kom preek ek drank in 'n Pinksterkerk. Julle drink mos nie. Julle vergeet. Hier staan 'n pastoorseun, ek ken al die triks. Bring vir my 'n pastoorseun wat nog nie op Beulah Park gerook het nie. Hoe rooi word al die pastoorseuns nou? O, die Here help ons. The problem is that the remnant had no power when Jesus needed them to have power. Because the Bible says
don't drink at the same cup of the devils and then come and drink from the cup of Christ. Yes. You need to go out under them. Romeine 1 sê dat selfs wanneer jy die sonde goedkeur, ek stop daar. The problem is, and I'm going to say these things en ek verwys dit nie, ek praat vandag met die remnant waar ook al hulle is. Ek glo die Here het vir my die woord gegee. Weet jy waarom wat ek met skokkende nuus vir jou kom openbaar? That the remnant is corrupt. I'm sorry, ek is jammer pastoor. Ek is jammer pastoor. Ek is jammer. Die Here sê, the remnant is corrupt and perverse. Philly, how dare you say those things? I don't say those things. Jesus said it to them when the disciples came back to them. And why couldn't we save these little children? Waarom kan ons hulle nie losgemaak het nie? Toe sê die Here, want julle is pervers en julle is corrupt. Matteus 17 vers, as jy dit nog nie gelees het nie, gaan lees dit. Hy praat met die remnant, hy praat met die disciples. Hy trap die disciples uit, omdat hulle nie die duivels kon uitdryf nie. Nommer 1 het hulle nie gevas nie. Nommer 2 het hulle nie gebid nie. Hulle het gedog om kerk te hou as kerkspeletjies. Ag, ons gaan net kerk toe, en solank ons net aktief betrokke is, maak ons dit maar. Maar gelukkig sien niemand my, wanneer ek by my werksplek op die vieslikste pornografiese materiaal ingaan nie. Ag, pastoor Kelvin sien dit mos nie. Ek is verslaaf. Ag, Here, dis my swakheid. Dis nie jou swakheid nie. Dit is die perversheid wat die vyand wil inbring om die remnant te krippel, sodat ons die duivels kan uitdryf nie. That's the bigger picture. Ons moet op 'n weg kruip agter ons swakheid. Ag, ek is maar 'n mens. Wel, die Here sê daai mens moet sterf. Maar Paulus het dinge gedoen wat hy nie moes doen nie. Hy het glad nie verwys na sonde nie. Hy het verwys na die vlak van geestelikheid wat God hom wil hê, wat hy nog nie by uitkom nie. Eintlik wat hy probeer, hy sê, ek vas nie genoeg nie, ek bid nie genoeg nie, ek praat nie genoeg in tale nie. Daarom die dinge wat ek wil doen. It's not about sin. It's about he's not on the level of consecration and holiness where he wants to be. Don't use that as an excuse to say because Paul sinned, I can sin. He never sinned. He never reached the level of holiness that he wanted to. En daarom sê hy, streef na heiligmaking, want as die dag as jy gaan ophou streef, en jy dink jy's 'n pastoorskind wat in die hemel ingaan, sal jy die koninkryk van God nooit sien nie. Pastoorskind, ek praat nie met een van julle nie, dis my getuienis. Ek dink is nodig dat ons bietjie meer getuig van onsself en waar ons tekortkominge is, dat die wêreld dat kan sien, ons is net so swak soos ander. Omdat my pa pastoor was, het ek nog steeds nodig gehad om God iewers in my lewe te ontdek. En as ek God nie ontdek het nie, was ek nou vir jou sê, jy kan nie op grond van wat jou pa en jou ma bereik het. En ek praat nie net van die bediening nie, as kinders van die Here. Kinders, ek wil vandag met julle praat. Julle moet weet, daar gaan 'n dag kom ten spyte van wat pappa en mamma doen, wat ons voor God gaan staan. En pappa en mamma, ons moet seker maak dat daai kinders opgelei is en reg is, dat in die dag dat hulle voor God gaan staan, hulle weet presies waaroor die woord van God gaan, waaroor die offer gaan, waaroor die genade gaan, waaroor die redding gaan, en wat die doop behels, elke aspek. Maar ons neem maar net aan, ag, my huis is heilig, ons doen niks. Weet jy wat, in my huis, ons almal gaan hemel toe, want weet jy wat, in ons huis, ons rook, drink en dans nie. Ag, sies toch. Ek kry warm. Ag, laat ek tog net my stelling wat ek nou gemaak het staaf. Then Jesus answered in Matthew 17:17, and Jesus answered, en hy praat met die remnant. Want die remnant het hier na hom toe gekom en sê, hoekom kan ons nie duivels uitdryf nie? Ons kan net bid vir verkoues. Al ons gebede werk tot op verkoues. Alles hoor as dit, longontsteking, kanker,
Verslawing, ons kry nie. Die Here sê vir hulle, kom hier. Hierdie tipe duiwels, vir wie julle bid, hulle is warriors. En om hulle uit te dryf, moet jy 'n warrior wees, sê hy vir sy remnant. Amen. Hy sê vir hulle, hy sê, "O faithless and perverse generations." Dis sy disciples, dis sy kerkraad. Gaan bietjie vandag in hierdie menseregte tyd wat ons leef en gaan sê vir jou kerkraad, hulle is pervers. Hulle almal dagvaar jou net daar. Want ons het mos almal menseregte. Ag, sies tog. Jesus gaan na sy kerkraad toe en sê, "Gaan weg van my. Satan." Preach it. O nee, dis 'n tiende betaler. Ek sal nie vir hom sê hy's 'n Satan nie. Ek sal miskien vir hom gaan tik en sê, "Jou duiweltjie." Hou op. Jesus het nie geworry oor die tiende nie. Jou Satan, gaan weg van my, want jy werk deur my remnant, jy werk deur my mense. Hy gaan na sy disciples en hy sê, "You are faithless and you are perverse." Weet jy wat sê hy in die NLT? Hy sê, "You are faithless and corrupt." Hy praat hier, nie met die wêreld nie. Hy praat met die remnant. En Jesus sê vir ons, julle sit met perverse gedagtes. Jy's op die kerkraad, maar jy begeer al wat 'n tannie met kortrok wat daar inkom en dan lig jy heilige hand op. Ek sien jou, die woord van die Here sê vir jou, as jy net van gekyk het, het jy klaar gepreek. Klim van die raad af, jy's pervers. Ek is jammer, Pastoor Rolf. Miskien het julle 'n ander boodskap verwag, 'n kruisigingsboodskap. Maar weet jy wat? Ek kom nog by die kruisigingsboodskap. Want Jesus sê, voordat julle kan in geestelike oorlogvoering ingaan, moet ek julle reguit sê, julle is nie opgewasse nie. Because you are perverse, and you are corrupt, and you are faithless. Dis ek kom ons net kan bid vir verkoues. En hier wip die Here om. Mag ek dit sê? Hy sê vir hulle, "How long shall I be with you?" Is julle doof? Kerk is dood. Hy sê, "How long shall I be with you? How long shall I bear with the remnant?" Hoeveel wonderwerke wil julle nog sien? Hoeveel keer wil julle nog oortuig word dat ek is die seun van God? Hoeveel keer moet ek by julle smeek, gaan vas en bid sonder julle af? Your faithful, perverse and corrupt generation. You are not up to the war. That's why you will sleep when I go down in Hades, because you think it's a joke. My God. You know what he said? He said, "Ach, you know what, just bring him to me." It's so easy, just bring him to me. Forget the remnant. They're corrupt, they're faithless, they're perverse. They don't fast, they don't pray. They're just shouting chants. Arise, arise. Mandla. En dan the Bible says Jesus said, "Bring him to me." And Jesus rebuked the demon and he came out and the child was cured. Wow, someone that's sure. Walk in the park. Why? Because Jesus fasted and prayed. Gereeld afgesonder. Heilig. Nie met die wêreld. Gemeng, gedoen wat hulle gedoen het. Ja, maar wil jy ken nie jou Bybel nie. Hy het daar ingegaan by die wêreld en die prostituie en die dobbelaars. Hy het nie dit gedoen wat hulle gedoen het nie. Hy het sy lig laat skyn. Hy het ingegaan om hulle te bekeer. Hy het selfs af in Hades gegaan en in die oomblik het hy nog daar na die onbekeerdes toe gegaan en vir hulle gesê, julle het nog nooit die evangelie van Christus gehoor nie. Maar ek gee nie om hoeveel duiwels is nie. Ek gee nie om hoeveel mense saam met my gebid het nie. Maar ek is hier om die evangelie van Christus te verkondig aan 'n verlore gaande wêreld en die grootste bekeringsdiens vind onder in Hades plaas met of sonder die remnant. Het
so, jy weet nie, ek kan nie bid hier bywoon nie, ek werk vreeslik hard en ek wil nie in die aand uitgaan en siek word nie. Jy's 'n mammon chaser. Weet jy waarom? Want dieselfde verskoning wat jy sondagoggend by die huis bly, sal jy maandagoggend teenoorgestel sê, my vrou, ek moet by die werk kom. Jy sal sondag by die huis bly om gesond te word, sodat jy maandag geld kan kry. Sweet ek so, want ek word gebind, ek weet nie wat aangaan nie. I'm sorry, ladies and gentlemen. Kerkspeel is verby. Want die duiwel het lankal ophou met kerkspeel. Hy het oorbeweeg in 'n tweede rad. Hy het in 'n vlak in beweeg wat Jesus gesê het, hierdie vlak, hulle speel nie. Kyk, hierdie vlak van duiwels is nie snotnesies nie. Verkouetjies nie. Hierdie is, they are strong men. We're going to need a couple of the remnants to drive them out. But not just remnants by name, fasting and praying remnants. Isolated, consecrated, and holy. Jesus homself het gevas en bid. Hy het gereeld gaan bid. Maar ek lees net op een plek dat hy het gevas. As ek reg, Pastor Dion, hy het net gevas vir 40 dae. Die Here het my lankal in die boodskap gegee en ek weet nie waarom my en die Here se klok uit is nie. Vir een of ander rede staan die Here 3 uur die oggend op. Hy hou my besig met die boodskap. Ek is hierdie kant toe en daai kant toe. Naderhand sê, ag, laat ek net opstaan en dit gaan neerskryf, want die Here gaan my nie los nie. En ek is besig met die boodskap oor vas en gebed en die Here praat en hy sê, julle vas en julle bid nie. Ek sê, Here, ek weet, jy het gevas vir 40 dae. Die Here sê, so? Hoekom dink jy 40 dae? Ek sê, ek weet nie. Hy sê, vat bietjie 40 en deel hom deur 12. Ek sê, Here, dit is baie vroeg in die oggend. Ek was aan my wakkerste in matriek nie goed en wiskunde nie. Hoe gaan ek doen? Dit is vroeg. Ek vat my foon en ek sit my foon aan. Toe ek my foon aansit, is dit 33 minute oor 3. 333 en ek onthou, Jeremia 333 is die telefoonnommer van God. Hy sê, call unto me and I will show you great things. Gaan lees dit. Toe die Here vir my sy telefoonnommer op my foon gee, 33 minute oor 3. Toe weet ek, nou wil ek gou iets doen. Nou vat ek my foon, nou sit ek die foon op dim, en ek kan nie vir mamma wakker word nie, want sy is nog nie bekeerd daai tyd van die oggend nie. Ek vat 40. How can you? Op 3. Vat ek my foon en ek sit 40 dae in, deur 12 maande om te kyk vir hoeveel jare lank sal dit tel. 3 jaar. Die tydperk 3 is die hoeveelheid jare wat Jesus bedien het op aarde. Hy het vir 40 dae gevas, elke dag van die maand vir sy bediening. Jy kan nie 1 maand van jou bediening ingaan sonder dat jy ten minste gevas en gebid het nie. Waarom? Want die duiwels waarmee jy besig is, sal nie uitgaan as jy dit nog nie gedoen het nie. Reg, ek is al by my tweede bottel. Ek hoop julle het tabak gebring. Luister mooi. Dit is nie miskien 'n groot openbaring vir jou nie, maar weet jy wat, die Here het net vir my gesê, weet jy wat, ek het 40 dae al gevas, en ek het geweet wat kom vir my bediening vir die volgende 3,5 jaar. Ek het vir 40 dae gevas, vir elke dag vir my bediening. Ek het gebid, omdat ek gevas en bid het, kon ek die voorbeeld gestel het vir my remnants, en vir hulle gesê, kerels, julle moet vas en bid. Hierdie stryd wat julle voer is nie teen die vlees nie, maar dit is teen die bose magte in die lig. En ons besef nie hierdie ding, en ons weet nie wat gebeur nie.
Ek wil vir jou 'n storieetjie vertel van iemand wat ook gedink het, ag, hulle kan nie die naam van Jesus gebruik. Want ek het net nou vir jou gesê, die naam van Jesus gaan sekere vlakke van demone uitdryf. Ek weet, miskien dink jy, maar Willie, jy preek nie nou die waarheid nie. Wel, ek het dit nie gesê het nie. Jesus het gesê, this kind doesn't go out by fast and pray. Daar was ander kinders van Skefa. Hoekom sukkel ons altyd met die wat Skefas? Ag, ekskuus. Ek bedoel Skefa. Hulle het gedog, hulle kan Skefa aan die duiwels uitdryf, en dit kon nie, geen gewerk nie. Hierdie 7 seuns van Skefa. Die 7 seuns van Skefa, nee. When some of the intended Jewish exorcists took up upon themselves, en luister hier mense, ek wil hê julle moet dit mooi hoor, want dit is hoekom ek hierdie 2 verhale, hulle die volgende sê, so that we can call on the Lord Jesus over those who had evil spirit. Hulle het ook die naam van Jesus gebruik. Ja, preach it. Hulle het nie eens geweet waaroor dit gaan nie, hulle het net gehoor van die naam van Jesus. Want hulle sê, we exorcise you by Jesus, whom Paul preached. Onthou wat ek net nou vir jou gesê het, sekere demone sal vlug net met die noem van die naam van Jesus, but Jesus kom en hy sê, but there's a other kind. There are other kinds of demons that I need the remnant to come and fast and pray. I need them the day when I go down in Hades so that you can pray with me. I'm going down in Hades. And I need some prayer and I need some assistance and I need you to carry me. I'm going down in the biggest warfare. Ek wil hê julle moet dit saam met my waak. Ag, weet jy wat, net 1 uur. 1 bidtuur. En ons sê, ag nee, nie vanaand nie skat, ek voel nie lekker nie. Also there were 7 sons of Sceva, Jewish chief priest, who did so, and the evil spirit answered and said, Jesus I know, and Paul I know, but who are you? That never fasted and prayed, that's playing church, that just think by the name and the mention of Jesus. Weet jy, soveel mense kom na my toe en sê, ag pastoor, ek sukkel met my kind kom doen bevryding, ek sal nie. Want ons is te veel en ons dink die naam van Jesus is 'n towerstafie om jou huislike probleme op te los. Ag, bevry my kind, laat daar vrede is. Nee, die kind moet by Jesus uitkom en die kind moet bely dat Jesus sy redder is. Ons is nie besig met towery nie. The man in whom the evil spirit was leaped onto them, overpowered them, prevailed against them, so that they fled out of their house naked and wounded. Can you see why Jesus asked the remnant just to pray 1 hour with him? Because he was going down into Hades to meet those devils. He wasn't scared of them, he wasn't afraid of them, he just needed the remnant to stand and pray with him. So wanneer daar advertensie uitgaan, remnants, arise. Then we need to take up the cross and follow Jesus. It's going to take work. It's going to take knee work. It's going to take fast and pray. But God says that will give you more power, and that will give you the authority of the keys that I gave you to the
Ek weet nie hoe ernstig as jy om op te staan en te sê, Here, hier is ek nie. Maar ek wil vir een ding sê, dit gaan werk kos. Pastor Rolf, jy het die boodskap bevestig toe jy vir die remnant gevra het. Please will you fast and pray? Because this is, we're not busy with games. Is mense wat vanaand hier sit, wat moet loskom van pornografie, van welles. Is mense wat moet loskom van verslawings, van addictions. Ek ervaar my gees van dobbelgeeste. Jy dink niemand sien jou met die nuwe games wat jy op hierdie lyn, want niemand sien jou in die casino nie. God sien jou. And you need someone to set you free. And I'm asking the remnant, are you on that level to drive out that devil? Is die remnant afgesonder? Julle gevas? Julle gebid? Is daar geen sonde in jou lewe nie? Het jy perverse gedagtes? Is jy korrup? Hoe eerlik is jy wanneer dit kom met jou geldsake teenoor God? Hoe is jou geloof? Jesus sê, ek wil die remnant kwalifiseer, maar ek wil nie vanmorgen, ek wil nie vanaand te opsweperij nie. Die Here wil vanaand met sy remnant kom praat en sê, weet jy wat, as ek in my lewe nog nooit besluit het om die Here ernstig te dien en my kruis op te neem en te besef, if I want to be the remnant, I need to qualify as the remnant. Holiness. Holiness. If there's no consecration, as ons nie afsonder nie. Weet jy, Jesus sê vir die doel, as jy afsonder, gaan in jou binnekamer. Sluit jou deur agter jou. Maar weet jy wat sê hy ook in die nuwe vertaling? Hy is nog nie uit nie, maar hy kom volgende week uit. Los ook jou foon buite. Sluit jou deur alleen met God. En as jy jou foon boodskappe kry, haal die ding af. Want ons kom ons heilig wees in ons binnekamer. Rabakobobobo subonon en dan baie die foon. Renderebe sokotobondorobo yasatabon. Here sê gaan in jou binnekamer, sluit jou deur agter jou, want ek, die Here jou God wil met jou praat. Ek het een keer afgesonder, ek like om so oor myself te getuig, want dan trap ek niemand uit nie. As jy assosieer, is ek jammer vir jou, prys die Here. Dan gaan ek in gebed. En dan bid ek ernstig en ek sonder af in die volgende oomblik bel Brendan, hy is immers my seun. Ek weet nie hoe ernstig is dit nie. Was dit nie. So ek vat my die oproep. Wat kan so verkeerd wees met dit? Ag, weet jy wat's verkeerd? Kan ek vir jou in plain Afrikaans verduidelik, wat doen jy? Jy sê vir die skepper van die heelal, die God, die heilige God van Israel, wag net gou vir my, weet jy wat? Staan net vir my daar, ek wil net gou met my kind praat, die Here sê, laat die dooies begrawe. As jy met my praat, ek is jou vader, ek is jou God, gaan in jou binnekamer af, kom slaap van alles van jou aandag aftrek, jy sonder jou nie af nie. Ek is heilig voor my vrou, sy sê vir haar, maar, die wil die sonder af, 2 ure. Meantime sit Willie op Facebook. Ek is hier die heilige remnant. Daai man het 'n verhouding met God. Hy's pervers en korrup. Arise, remnant. Yes, arise. But when we say get ready, part of the get means I need to get myself in action. Ek moet myself gereed kry, gereed maak en my kruis opneem en Jesus volg. Of maak ons die pad hemel toe te maklik? Dit is so maklik, dit is so lekker om die Here te dien. Dit is lekker om die Here te dien. Net wanneer jy die vlees kruisig. Maar solank die dinge van die vlees, nog die begeerlikhede van die vlees nastreef, is dit moeilik. Ons wil oor ure en ure argumenteer oor wat sonde is. Ons wil uitredeneer, op wat se vlak raak dit sonde. Wil jy weet wat sonde? Baie maklik. Onthou dit gou. Sonde
alles wat Jesus nie sou gedoen het nie. Hallelujah. Yes. That's it. That's it. That's it. Hoekom wil ons stry hieroor? Absoluut. Ja. Hoekom wil ons stry oor een glasie wyn? Ja. Ek wil nie met jou stry nie. Weet jy wat die Bybel bring? Ja, die duiwel kom en hy bring stryery in. Weet jy waarom? Sodat ons fokus van Christus verloor. Amen. Amen. Ek is amper klaar. Iemand bel my een familielid. Hy sê vir my, Willie, nou kan ek hoor, kyk, ek weet nie hoekom almal dink kinders van die Here is stupid nie. Nou bel iemand my, ek kan mos hoor ek is op die karfoon. Ek kan hoor hoe lag almal in die kar. Ek kan hoor ek is die nar van hierdie gesprek. Nou bel hulle my, Willie, glo jy dat die aarde plat of rond is? Weet jy wat doen ek? Ek doen wat Jesus vir Pilatus gedoen het, en sê van wie sê jy is ek? Ja, sê jy nou. Sê jy my? Ek draai dit om, ek sê vir hom, sê jy my, is die aarde plat of rond? Jackie is nou so bang, ek sê die naam, want ek is dalk op streaming, ek sal nie niks sê nie. Sy kap my daar stillik, sê jy gehoor, sy sê vir my, Ek sê jy my, is die aarde plat of rond? Nee, maar ek vra jou, ek sê nee, ek vra jou terug. Ja, die aarde is plat, want die Bybel sê op die poorte en die 4 hoeke, ek sê van weet jy wat, ek glo die aarde is plat, hoe gaan dit daar by jou met die huis? Nee man, ek is ernstig, ek sê, ek is uit die aarde is plat. Weet jy hoe kwaad is hy, omdat ek nie met hom wil stry nie? In plaas dat ek met hom moet stry vir 3 ure of die aarde plat of rond is, kan ons vir 3 ure gepraat het oor die goedheid van God. Ons moet ophou stry oor wat sonde is en nie sonde is nie. Ons moet ophou stry, gaan ons deur die verdrukking of voor die verdrukking. Ek vra jou nie of jy voor die verdrukking of deur die verdrukking gelowig is nie. Ek vra jou, wanneer die Here ook al kom, is jou sake reg met die Here. Ons stry ure oor dinge wat niks te doen het met jou saligheid nie. Weet jy wat, trek jouself reg en kom in die hemel. Maar as die Here voor my en jou moet staan, sal hy vir my sê, Willie, you are a faithless, perverted and corrupted remnant. Ek maak klaar en ek sluit hiermee af. I bring a word to the new covenant remnant and say that there's a nation out there bound by sickness and disease and addictions. Are we up to it? Because Jesus said there's different kind of demons and devils that just go out by people that are serious with God, that go into fast and pray and consecration and holiness. Nie dat hulle nou moet dink hulle is heilig nie. Nee, want hulle lewe heilige lewe. En as jy heilig leef, dan leef jy heilig. En weet jy wat, dan gaan God jou daarvoor eer. En wanneer jy self vas en jou weerhou van kos, omdat kos die oorsprong van die val van sonde was, is dit 'n manifestasie dat ek in my vastydperk ook sommer ophou sonde. Weet jy, as jy sukkel met 'n verslawing, vas vir 21 dae. Dan hou jy op al die gemors doen. En na 21 dae gaan jy sommer agterkom, ek is vry. Alles het afgeval. You know what? Because those kind of demons only leave you by proper fast and prayer. Yes, by the name of Jesus there's power. I believe that. En pastore, ek verdraai nie die evangelie nie, maar ek probeer die ernstigheid van hierdie oorlog verduidelik dat Jesus self het gesê, daar sekere vlakke wat kinders van God moet betree voordat jy daai vlakke van demone kan aanvat. Want ons stryd is nie teen die vlees en bloed nie, maar die bose magte and the principalities of darkness and Hades, and to fight them on that level, you need to be serious about your God. Sorry. My boodskap is kort en kragtig eintlik. Please, remnant, will you rise and take your place? Hallelujah. Amen. I'm asking you, will you rise and take your place? Matteus 26 en hiermee sluit ek af. Vers 45.
Then he came to his disciples and he said to them, and Jesus is here tonight and he's asking the remnant this very same question, like Jesus asked his disciples. Remember what I said in the beginning, that the disciples are the remnants. They're the chosen few, but yet they were those that stood at the worldly fires, Peter. Toe die oorlog begin, toe is Petrus besig om sy hande warm te maak by die wêreldse vuur. Toe Jesus om hom rondkyk en hy soek sy disippels, toe hy die Via Dolorosa stap en hy soek daai disippels, ek dink hy het so gestap en hy het gesê, is daar net een disipel, waar is Petrus? O, daar staan Petrus by die wêreldse vuur. Ag asseblief, maak hom net wakker, ek het my disippels nodig. Waar is Judas? Daar hang Judas, Petrus is weg, my disippels is weg, ek stap die Via Dolorosa alleen. Waar is hulle toe ek vir hulle gesê, bid saam met my? And then it happened, he died alone. But I thank God there was one person that never forsake. There's one person that never left him. It's the very same person that rose him from the dead. When Jesus turned around and the Holy Spirit said, don't worry, I'm here. Where's my remnant and disciples? I don't know. Hulle hardloop nog agter die vlees aan, moenie worry nie. Maar ek is hier by jou. Vir 3 dae in die dood is ek saam met jou, maar ek gaan jou opwek. For it's the same Spirit that knows about spiritual warfare. Rose Jesus from the dead. And tonight, if you believe it, He will dwell in your body and it will raise you. Net soos wat hy vir Christus opgewek het. I thank God for the Holy Spirit. Never disappoints. Never leaves. Even down in Hades, He went down with him. Why? Because Jesus was raised by the same Spirit that rose him. He's going to raise you. He's going to awake you. Hy gaan vir jou wakker maak. Why? Because die boodskap wat vandag uitgaan is arise. And then He came to His disciples and they said to them, are you still sleeping? Are you still resting? Are you still skipping church? Are you don't attending prayer meetings? Ag, ek sal by my huis lê. Ag, ek sal by my huis lê en stream. Stream is 'n wonderlike ding. Maar as jy die S wegvat, dan is dit cream. Niks fout met streaming nie. Maar moenie die onderlinge byeenkomste nalat. Wanneer ons in die teenwoordigheid van die Here inkom, pastoor, wanneer die teenwoordigheid van die Here so tasbaar is, dat die priesters nie kan staande bly onder die teenwoordigheid van die Here nie. We need this power. Mense, ek wil vir julle sê, ons het hierdie dinge nodig om in die geestelike oorlogvoering in te gaan. En ek wil vir julle sê, as die remnant gaan begin opstaan en hierdie versoek van die Here uitleef, weet jy wat gaan gebeur? Die kerke gaan vol word, nie omdat hulle gestreel word met hulle ore nie, maar hulle gaan vol word, want hulle gaan die wonderwerke van 'n lewende God sien beweeg deur 'n remnant wat gevul is met die Heilige Gees. Ek is nie hier om klippe te gooi, ek is hier om die remnant te bemoedig en te sê, kom ons hou op met war cries en chants uitskree. Are you still sleeping and are you still resting? Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is being betrayed into the hands of sinners. Rise, let us be going. My betrayer is at hand. Ek wil hê jy met die hoofde buig en die oë sluit. Ja, Here. Ons moet wakker word, mense. Die Here sê vanmôre, rise. Because the hour is at hand. God wil ons heilig en reinig en skoon maak. En vanaand kom en hy motiveer ons oor die belangrikheid. Nee, as pastoor Gelvin vra mense, julle moet saam bid, dan is dit nie pastoor Gelvin wat dit vra nie, dit is God wat deur hom praat met die stem van God, wat na sy mense roep, om te sê, in hierdie uur wat die remnant magteloos is, kom in jou binnekamer, sny jou af van die wêreld. Jesus
Jesus is crying tonight and he says, please rise with me. Please pray with me. Ek het julle op die aarde agtergelaat. Om as koningsseuns, ek gee vir julle die sleutels na die koninkryk. Wat doen julle met dit? Julle slaap met my sleutels. Lord, I'm guilty. I'm in slumber, I'm asleep with the keys to the kingdom of heaven in my hand. I don't pray enough, I don't fast enough, I admit that. Ek glo nie enige van ons doen dit nie, daarom sê die Here, kom ernstig by my uit, want die stryd wat ek stry, julle weet nie, sê hy vir die disciples, hulle besef nie waaroor dit gaan nie, maar Jesus kan nie aan hulle verduidelik dat within a couple of hours, I'm not just dying, I'm going down into darkness in the pit, into Hades, in die doodryk gaan ek rond beweeg, omsingel word deur al wat 'n demoon, ek wil julle net saam met my staan, net een saam met my bid. Hoeveel keer het jy al die stem van die Here gehoor wat hy jou geroep het in die nag? En dan lê jy dalk wakker en dink jy, ag, waarvoor moet ek bid? Het gaan oké met almal. Ag nee, nog 'n bietjie slymer. Nog 'n bietjie slaap. Maar wat jy nie weet nie, daar's 'n medebroer van jou wat sit op die rand van sy bed om selfmoord te pleeg. Gebed van die regverdige sal daai man se lewe red. En omdat ons nie weet waarvoor ons moet bid nie, en ons het nie meer kontak met die Heilige Gees nie, en ons besef nie, dit gaan alles oor die geestelike oorlogvoering wat Jesus nou moet gaan veg nie, word we become the judge of the voice of God and decide if it's necessary or not. People are dying because the remnant are sleeping. Mense is reguit op pad hel toe, want die remnant slaap. Ag, ek dien die Here al 20 jaar, dis jou probleem. Dit het gewoontevorming geword. Iemand is daar buite besig. Miskien is daar 'n kind wat onder die hand van molestasie deurgaan, en die gebed van die regverdige kon hy kind gered het. As jy gebid het vir die jeug van vandag, vir ons skole, ons weet nie meer waarom om te bid nie, ons het nie 'n gebedsplan nie, God maak jou wakker 3 in die oggend, en sê, Here, asseblief my vrou slaap. Terwyl 'n man sit met 'n revolver teen sy kop om sy lewe te neem, vasgevang in 'n demoniese mag van selfmoord, soek hy 'n gebed van 'n disipel wat hom kan deurdra, maar daar's nie gebed in die lugruim nie. Demone beweeg, vat mense se lewe, verkrag kinders en vrouens. Hierdie wêreld is korrup. En ons wil besluit, waarvoor moet ek bid? Jesus op die vooraand, en hy vra vir iemand, hy vra vir sy disipels net 1 uur, asseblief. Jou gebed van 1 uur kan 'n siel red, kan iemand vrymaak, kan 'n aanranding keer in 'n huis, kan 'n man bring tot by God, net daar waar jy nou sit. Die Here praat met elkeen van ons. Die Here praat met sy kerk. Rabo Jesu kotomo. Billy, why do you talk about perverseness and pornography? As God my vanaand moet gebruik en moet in hierdie gehoor instap, om sekere mans uit te haal wat verslaaf is aan pornografie, omdat God ernstig is om sy remnant reg te ruk, haal ek 10-talle persone uit hierdie gehoor uit,
en geheime verslawings, wat ons dink niemand van weet nie. God wil sy remnant skoon en heilig kry. Hy soek 'n weermag. Hy sê die tyd is verby wat ons moet sê, arise, arise. Hy soek iemand wat sy hand opsteek en Lord, if you want to send someone, send me. But I'm going to work. I'm going to pray. I'm not just going to be part of this. This is not going to be a gang. Hierdie is nie 'n bende nie. Nee, hierdie is nie speletjies nie. Ek gaan heilig, afgesonder voor God, 'n heilige lewe lewe. En as ek dit gaan doen in vas en gebed voor God, gaan hy my gebruik om elke vlag, elke demoon, elke binding, elke duiwel te bestraf in die naam van Jesus. Rise, let us be going. I'm asking you if there's someone that's going to rise tonight, not to be seen by Pastor Rolf. Ek wil vandag vir jou sê, as ek jou gaan vra om op jou voete te staan, moet jy 2 keer dink. Moenie met God speel wanneer hy sê, ek soek 'n heilige, afgesonderde, remnant volk. As ek sê ek gaan opstaan, dan maak ek myself gereed om die swaard te trek. En as ek hierdie swaard trek, dan gaan ek weet. En ek gaan nie ongelowig wees nie, waarom? Want ek weet wat ek weet, wat ek weet. Ek weet waarvoor ek staan, ek weet waarvoor ek glo. Maar moenie net staan om deur die mens gesien te word vanaand. Die Here roep vanaand en hy sê, ek wil nie met slagspreuke en advertensies nie, asseblief, ek praat nie teen dit nie. Ons het ook advertensies, dis glad nie wat ek sê nie, wat ek sê is, ons moet nie net by die advertensie van arise and get ready bly, en daar stop nie. If there's no action to it, it's useless. En dan is ek jammer, weet jy wat sê die Here, net soos wat hy daar met sy volk gepraat het, hy sê, you are corrupt, you are perverse, you are faithless, you are useless. Ja, useless. Maar die Here vra vanaand, arise, my remnant, arise. Ek vra nie, wie het 'n lewe van, maar wil jy waarvoor ek moet vas en bid? Weet jy, dit is ons probleem, pastoor. Ons wil net vas wanneer ons iets by die Here wil hê. Dit is waar. Dit is 'n feit. Ek vas, waarvoor? Vir 'n nuwe werk. Hoe? Ek tog jy vas sodat jy op die vlak kan kom wat jy hier die vlak van demoon kan uitdryf. Waarvoor vas jy? Nee, ek vas vir my huwelik. Weet jy wat, as jy op die vlak was waar jy moes gewees het, het jy nie huweliksprobleme gehad. Waarvoor vas jy? Ag nee, ek vas vir my finansies. Jesus het gevas vir elke maand van sy bediening, net wat ons van weet. Ons weet nie van die ander kere nie. Daar was net 'n openbaring wat die Here van my gesê het. Hoekom moet jy vas? Weet jy wat? Want die Here sê so. Finish en klaar. Hoekom moet ek groot gedoop word? Want die Here sê so. Ek wil nie meer stry nie. Ek is moeg om 'n verteenwoordiger in 'n rep van Jesus te wees en hom aan die mensdom te verkoop oor finansies en nuwe werke. Weet jy, ek wil sê, dien die Here of los dit. Ek kan nie die Here verkoop aan jou nie. Ek wil vanaand vir jou vra, en dit sluit myself in en ek moet 2 keer dink. If you want to be part of the remnant, God says, arise. Is dit nie die titel en die tema van julle konferensie nie, arise. Ek vra as iemand in hierdie kerk wat vanaand gaan sê, I want to arise to become part of the remnant. I'm going to change my life. I'm going to change my prayer life. I'm going to change my eating habits. I'm going to change my fasting habits. I'm going to change this that I'm addicted to, even if it's in the biggest secret that nobody knows. God knows I'm perverse. God knows I'm corrupt.
But today I stand up and I say I want to be part of the remnant of God. Because it's not Willie coming to Newcastle and ask, arise. God says in the word of God, arise my beloved, arise my remnant. I need you in prayer, I need you in fasting, I need you to pull the sword, I need you to declare war. En weet jy wat